Ek het so 'n paar dae, miskien 'n week of 2 gelede, met jou gesels oor die kraal wat die Here Jesus, waarvan die Here Jesus in die goeie herder gelykenis vir ons van vertel. En met verwysing na die kraal, sê hy dan ook dat hy is die ingang vir die kraal. Ek lees dit in Johannes 10 vers 7 en 9, waar hy sê, ek is die ingang vir die skape. En in Johannes 14 vers 6, 'n tweede gedeelte, sê hy, niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Met hierdie uitspraak van die Here Jesus, wil hy nie 'n beperking plaas op ons kontak met mekaar, toegang tot die kraal, of dan die gemeente of die gemeenskap van gelowiges, hoe ons die kraal ook al verstaan, maar eintlik die geleentheid bied, waardeur ons by die kraal kan inskakel, hoe ons deel kan wees van die mense wat hulle self as Jesus se kudde beskou. En wanneer hy sê, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie, dan wil hy nie daarmee sê, ek plaas 'n beperking op nie, op almal nie, of op die toegang nie. Hy maak eintlik juis die toegang vir ons wyd oop, om te sê, hier is ek. As jy wil ingaan, hier is ek. Glo my, luister na my, en deur my te volg, kom jy in die kraal in, word jy deel van die kudde, en geniet jy die voorreg om te eet, wat ek as goeie herder vir my kudde wil gee om te eet. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. En daarmee maak die Here Jesus vir elke mens op aarde die geleentheid wyd oop, om na die Vader te kom, by die Vader te kom, deel te wees van die huishouding, van die kudde, van die hemelse Vader. En hy doen dit met groot liefde en erbarming, en hy verstaan elkeen van ons se omstandighede, ons nood, ons bekommernisse, dinge wat ons nie verstaan nie, dinge wat ons kwel, dinge wat vir ons die lewe swaar maak, alles in ag genome, bly hy die weg na die Vader. En daarom het ons so groot voorreg om Jesus ook so te leer ken, as die een wat ons tot by die Vader kan bring, deel te maak van sy kudde. Wat 'n groot voorreg. Ons dank die Here daarvoor. Amen.